Die krag van die evangelie sien ons duidelik in 'n baie donker tyd in die 16de eeu. Behalwe dat min mense die voorreg gehad het om te kon lees, was die Bybel net in Latyn, 'n taal wat die meeste mense nie verstaan het nie. Daar was ook net Bybels in die kerkgeboue, nie in mense se huise en lewe nie. Die mense het nie die Bybel geken nie. Die kerk het geld ingesamel deur mense te laat betaal om vergifnis vir hulle sonde by God te kry. En daar is vir mense deur die kerk gesê dat hulle deur hulle goeie werke vir hulle 'n plek in die hemel moet verdien. Mense het nie geweet van God se genade en liefde nie. In hierdie tyd het Martin Luther, 'n priester in die Rooms-Katolieke Kerk, Romeine 1 vers 16 tot 17 gelees en die Here het dit vir hom oopgemaak dat God ons vryspreek van ons sonde net omdat ons glo in Jesus se offer aan die kruis. Dis nie ons goeie werke wat vir ons plek in die hemel verdien nie. Dis Jesus se genadeoffer aan die kruis. Die krag van die evangelie het Luther se hele lewe verander. Hy het begin om die Bybel in Duits te vertaal en het vir mense begin leer dat jy alleen gered word deur in Jesus Christus se offer aan die kruis vir ons sonde te glo. Die krag van die evangelie het mense se lewe verander en die protestantse reformatie het begin. Luther het geglo dat ons lewe moet bou op die skrif alleen, geloof alleen en genade alleen. Dis die hart van die goeie nuus van Jesus Christus. En hierdie boodskap het oor die jare baie mense se lewe kragtig verander. Het jy al die verlossing in Christus alleen aanvaar? Leef jy elke dag uit sy genade en bou jy jou lewe op die Bybel as God se woord?